In 2008 kom twee avontuurlustige Suid-Afrikaners met 'n liefde vir lugvaart bymekaar en besluit om hulle droomligte vliegtuig te bou. In 2009 vat hulle die prototipe vir 'n toetsvlug om die wêreld. Byna 2 dekades later in die Sling ligte vliegtuigreeks van Suid-Afrika vlieg die wêreld vol en is boonop 'n gunsteling by vliegskole. Pieter het gaan kyk wat dit verg om ligte vliegtuie op groot skaal te bou. Meer as 1400 ligte vliegtuie uit hul kraal is tot op hede hier op eie bodem vervaardig. Hulle het 460 werknemers en 3 produksieaanlegte waar verskillende fasette van die proses plaasvind. James Pitman is 'n prokureur en 'n avontuurvraat. En toe sy paai tydens 'n rotsklim avontuur kruis met die van lugvaartbaanbreker Mike Blythe, kon jy weet, hier kom 'n ding. James, so, jy's nou 'n prokureur en jy's 'n adrenaline junkie. Ek was 'n prokureur. O man, nou jy is nog steeds 'n adrenaline junkie. Ek dink so 'n bietjie, ja. Hoorie, maar is twee baie interessante wêrelde wat bymekaar kom. I had a lucky break. And I'm one of those kind of lucky guys who ended up doing what he wanted to do in many respects. I grew up on a farm in KwaZulu-Natal, so I'm a farm boy in my blood. And my father was not an adrenaline junkie, my mother neither. But it's always just, I've enjoyed adventure. As a child, I loved aeroplanes, and I was drawing them. And it was a dream of mine to fly. And, my father was a lawyer, and it seemed like an obvious thing to do. I spent some years doing it. My adrenaline is expressed through rock climbing, skydiving. I mean, there's a bunch of different things that I do. Apparently, there is a linkage between rock climbers and people who love flying. I think it's a sense of romance or something like that. Nou vertel gou vir my, hoe het jy en Mike se paai toe nou gekruis? I had a girlfriend who was a friend of Mike's. And I became a sort of mate of his. And Mike was already a well-established, famous pilot. He was the first South African world champion aviator. He won the Microlight World Championship. The real entrepreneur behind Sling Aircraft is not actually me. It's Mike Blythe. Lugvaart het Mike Blythe van kleins af fascineer met sy pa wat destyds in die Britse koninklike lugmag gevlieg het. Mike het in 1995 die eerste Suid-Afrikaner geword wat die mikrovliegtuig wêreldkampioenskappe gewen het met 'n vliegmasjien wat hy self gebou het. Die passie het met my begin met my pa. Toe ek baie jong was, het hy klein modelle van vliegtuie gebou en my leer om die vliegtuie te bou, die klein modelle en so aan. En ek het begin met vliegtuie teken en my eie klein ontwerpe gemaak. En toe ek klaar met matriek was, het ek eers vir 1,5 jaar argitektuur gestudeer op Tukkies. Toe daarna oorgegaan na meganiese ingenieurswese. Ek het 'n ingenieurs- en argitektuurse agtergrond, maar niks van vlieg of vliegtuie nie, totdat ek eendag op die Microlights gaan vlieg het ek besluit, okay, dis wat ek wil nou met die res van my lewe doen. Alhoewel ek het in 1984 begin vlieg het ek omtrent 'n jaar later die eerste Microlights begin teken en ontwerp. Ek het 'n klein Microlight vliegtuig fabriek gehad in Springs en in 2003 ek het dit verkoop en 'n jaar later het ek besluit ek wil nou 'n bietjie groter en 'n bietjie vinniger en 'n vliegtuig ontwerp en bou. En toe het ek met die Sling begin ontwerp. En al die goed wat ek wil hê in 'n vliegtuig, ek het dit ingesit in die ontwerp. En James Pitman het toe besluit om by my aan te sluit om die besigheid te begin. Dit het ons 3 jaar gevat om die eerste Sling 2 te bou. Dit was 'n prototype gewees.
it was a real kind of Burma-Kaplan scheme. You know, we changed the vertical stabilizer 3 times, and eventually it was held together with kind of duct tape and baling wire. So we threw that one away and built a production prototype, number 2, with all the mods in it. And the place to show the world a new aeroplane is the world's greatest air show. And that takes place in Oshkosh in Wisconsin in the USA. So we committed ourselves to flying that production prototype aeroplane to get it to the air show on time. And in fact, when we took off, that aeroplane had less than 20 hours of flying on it. Took off to do the longest straight line flights ever in such a small aeroplane. And it ultimately took us 9 days and nights. Dis 'n bedryf wat geskoei is op presisie en hulle vervaardig tans 4 tipe ligte vliegtuie. Die Sling 2 sitplek, die Sling 4 sitplek, die meer sportiewe Sling TSI en die Sling High Wing. James, as ek nou dink, dit was 2 ouens wat bymekaar gekom het met 'n droom. Dit het gegroei in 'n massiewe besigheid. Yeah, I mean, when you look around here, we've got 6,000 square meters in this building, another 1,800 here, and we'll walk across just now to composites where we've got another 1,800 square meters. So the process really starts here. We manufacture components here, we have our store here, we pack kits, and then around what you can see around you now is the assembly of the sub-assemblies in the aircraft. So the wings, the tail, and then the fuselage. And on that side, we paint, we fit all the electrical components, and we do the final assembly, and then the test flying. So, beteken dit dan dat julle 'n redelike klompie vliegtuie per maand vervaardig en hoeveel? So we now at between 12 and 15 airplanes per month. Between 6 and 10 are flying airplanes, and the rest are kits. I would say overall, the airplane that has proven most popular has been the Sling 4 TSI. It's a perfect marriage of engine and airframe. Both Mike and I are pilots, and we've designed these airplanes so that they work for our needs. And as a consequence, they are great utility airplanes. You know, they go fast enough, and they're big enough. They carry enough weight. And so I think we've hit a sweet spot in our design, that they meet the needs of a lot of different people. The one thing that we do not compromise on is handling qualities. They fly absolutely beautifully, and it's more fun to build a high quality product. It's easier to sell, you feel proud of it, and they fly and perform better. Nou ja, al manier hoe ek gaan begryp waarom die Sling so 'n liefling in die lugvaart is om self op vlerke geneem te word. Hier gaan ons. Ja, hier gaat ons. Lekker. En hier komt James, hulle is hier op ons linkerkant. Hoor hier Rian, en jy's die toetsvleen hier, nee? Dis korrek, ja. Die amptelike toetsvleen. Dit is korrek. So wat behels dit nou alles? So as die vliegtuig klaar gebou is, dan ons 'n toetsvlugprogram wat ons doen. Die toetsvlugprogram is uiteengesit vanaf niks tot hy klaar is. Waar jy opstart, is al die temperature en alles reg. Die uittaxi, werk die brieke, werk die draai. Jy weet, so dis letterlik elke stap van die vlug. En dit vat gewoonlik so 5 ure. Hoorie, en hoe het jy betrokke geraak aanvanklik by Sling, by Michael? Man, ek het leer vlieg toe ek baie jonk was. Ek het leer vlieg op sweeftye toe ek nog op skool was. En nooit eintlik gedink ek wil vlieg as 'n werk doen nie. En ek wou net vlieg altyd gedoen het as 'n passie. En ek het maar redelik ander werke gehad in my lewe en nog altyd bietjie instruksie gegee op naweke en so aan en baie by die sweef betrokke gewees. En toe het hulle my eendag gekontak en gevra, luister, hulle het iemand nodig en sal ek belang om hulle te kom sien. En ek kyk nie vir 'n oomblik terug nie. Hierdie is die Soweto Towers en die Soweto Cooling Towers. En jy sal ook sien dat hulle aan die bokant gekonnekteer is met mekaar. Ja. So die ouens jy kan hier kom bungee jump. Ook daar van die brug af. Ek dink tog ek sal die Sling verkies. Ons gaan nou so draai maak na daar by die FNB stadion om. En hier was daarom ook al groot wedstryde gespeel en beleef. Ongelooflik. So daar is die FNB stadion. Hoe beautiful is. 'n stukkie daar van binne af, 'n stukkie van buite af.
Beautiful. As sy. Oor die draad, Dis 'n pro, dan kan papa. ons die krag afhaal en nou ons op die grond. Sê net gou vir my, as jy ook nou so terugkyk van waar jy is, hoe jy begin het en hoe hierdie ding net 'n suksesverhaal geword het. Wat is vir jou van die hoogtepunte in hierdie besigheid? You know, when you start something like this, you never really know where you're going to end up, I think. You know, it's something new. When I look outside now and I see, 20 of these aeroplanes together sometime with these beautiful shapes and designs, it's come completely from us. It's not something that I imagined I would ever see. But if you want to develop an aeroplane like this, actually it turns out, I believe, that South Africa is just about the best location on earth to do that. We have the skills. We've got good engineering schools. It's a fantastic feeling to see a kind of luxury technology product like this being produced from scratch in our country and then selling around the world. Die reuk van 'n nuwe kar is een ding, maar van 'n vliegtyg, dis 'n ander storie. 'n Vliegtyg deur vlieëniers vir vlieëniers en die gevolg spreek van self. Plaaslike vlerke wat geen perke ken nie. Mag julle harde werk en toegewydheid julle net nog meer en groter hoogtes laat bereik.